Verder histories gesproke is ons gewoond aan die BFAP baseline, praat van 10 jaar vorentoe, maar nou megatrends 2050. Hoekom so ver in die toekoms in kyk? Wat sien ons? Nou, Gerard, ek dink as ek net van 'n boer se oogpunt af praat, is ons besig om boorde te plant wat ons vir die volgende 20 jaar gaan oes. So boere is al lankal besig met 'n 2050 strategie, maar ek weet ons het onmiddellike behoeftes ook. En jy is heeltemal reg. Ons kyk altyd gewoonlik na 10 jaar. Die rede vir die 2050 visie is ons wil kyk, ons is nou aan die einde van die 2030 nasionale ontwikkelingsplan. Ons kyk bietjie terug daarna, ons verwys ook in ons baseline boek na dit, en Tracy kan nou bietjie vir ons sê hoe die omgewing verander het. Maar ek wil kortliks nie die 9 megatrends vir jou noem. Ons het 3 kategorieë geskep vir hierdie 9 megatrends, en kom ons gaan gou deur hulle. Die eerste kategorie kyk ons na markte, en die eerste ene is die binnelandse markte, die vinnige verstedeliking, 'n stadige ekonomie wat groei. Dit is 'n megatrend. Die infrastruktuur wat dit ondersteun is 'n megatrend, en die wêreldmarkte, die hele verandering wat ons tans sien in wêreldmarkte het 'n dramatiese impak, en dit gaan ook ons markte beïnvloed na vorentoe. Die middelste kategorie van megatrends gaan rondom die oorbrugging in hierdie nuwe markspasie is waar die KI, kunsmatige intelligensie, jou integrasie van tegnologie, jou biosekuriteit 'n enorme impak op ons hele bedryf en waardeketings gaan hê. In die laaste kategorie praat ons van die strukturele kern, en in daai kategorie het ons 4 megatrends. Eerste ene klimaatsveranderinge, die tweede ene beperkte hulpbronne in Suid-Afrika, hoe bestuur ons dit, hoe kan ons dit optimaal benut. Die derde megatrend in daai kategorie rondom plaasvlak, as ook waardeketting, sekuriteit en veiligheid. Dit het 'n enorme impak op die koste van produksie. En dan die laaste ene is volhoubare transformasie. En in elkeen van hierdie megatrends praat ons daaroor ook in die baseline boek. Ferdi, dit is 'n omvangryke hoeveelheid elemente wat alles inspel in die landbouekonomie. Nou, Tracy, Ferdi het gepraat van 2030 kom ons aan die einde van die NDP. En hoe het hierdie omgewing verander? Hoe sien dit uit? Soos wat ons na die einde van 2030 toe beweeg? Ja, ek dink baie dinge het verander, veral as mens kyk hoe dit landbou per se beïnvloed. Ek dink as jy net kyk na ekonomiese groei, toe die NDP aan mekaar gesit was, het ons 3,5% gegroei. Die laaste dekade sukkel ons om by 1,5 uit te kom. Dit het natuurlik implikasies vir ons plaaslike mark, ons koopkrag, die vraag vir landbouprodukte. Terselfdertyd, baie van wat ons in die NDP reg gekry het gegaan oor invoervervanging. Ons was baie suksesvol met dit. Ons het 'n klomp hoender vervang, ons het 'n klomp soja vervang, sojakoek vervang. Baie van daai bedrywe het nou begin uitvoer. Maar nou, dis nou klaar, so nou moet ons regtig fokus op daai uitvoermark. Hoe ontlok ons dit? Hoe kan ons meer mededingend raak? Hoe kan ons produk meer effektief by die hawe kry, uit die hawe uitkry? Waar kan ons groei? Waar is ons markte? Hoe competitive is ons, die tariewe wat ons in daai markte het relatief tot ander, hoe sterk is dit? En dan natuurlik die internasionale handel environment het verskriklik baie verander, nee. Daar was 'n tyd wat almal net gedryf het na meer handel, om handel te vergemaklik, en toe het ons deur 'n periode gegaan wat dit eintlik die teenoorgestelde was. En nou is ons op 'n snaakse plek waar van die lande druk vir meer handel en makliker handel, en van hulle druk vir moeiliker handel en om meer na hulle self te kyk. So ek dink daai hele omgewing van jou compliance, jou koste om dit, jou sertifisering, al daai goeders het verskriklik baie verander. So, hoe kan ons die toekoms vir onsself vorm? Ek dink baie van ons kwessies hier rondom, ek meen ons kan kyk na infrastruktuur, ons kan kyk na die gapings wat ons amper gehad het, wat bietjie vir ons voordelig was, veral in terme van infrastruktuur, kom nou so half tot 'n einde. Maar ek wil nie net op infrastruktuur fokus nie. Hoe kan ons die toekoms vir Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse landbou, hoe kan ons dit beter vorm, eerder as om net te reageer op heersende omstandighede? Ja, Gerard, ek dink die belangrike woord is prioritisering, om te weet waarop ons moet fokus. Wat moet eers gebeur, sodat ons die langetermyn doel kan bereik? En dit kom reg van waar is daar infrastruktuur, bottlenecke, en waar gaan ons op eers reageer, en waar kry ons die grootste impak? En dan veral ook na opleiding. Ek dink ons gaan hier deur 'n revolusie van jou vaardighede wat jy in die werksplek nodig het, gaan verander. Veral met jou KI wat nou inkom, jou tegnologie wat jy kan gebruik. So daar strukturele veranderinge wat plaasvind,
En dit is presies waar ons kan gaan kyk saam privaat sektor en regering om te gaan sê waar spandeer ons elke rand so effektief as moontlik met die regte prioritisering om so goed as moontlik voor te berei vir hierdie nuwe omgewing. As ek hoor privaat sektor saam met regering, dan onmiddellik dink ek beleid. Wat se rol gaan beleid speel soos wat ons vorentoe gaan? Ja, heeltemal reg. Daar kan 'n praktiese voorbeeld Tracy, en jy moet ook noem van jou kant af byvoorbeeld NBT's, die New Breeding Technology. Het Suid-Afrika op die oomblik 'n verkeerde pad gevat. Die beleid rondom NBT's is nie korrek nie. Ons gaan agterraak met tegnologie in die wêreld. Dis maar net een praktiese voorbeeld rondom beleid. Ja, ek dink daar's baie faktore wat mens daarin ag kan neem, maar ek dink as mens weer kyk na internasionale handel, as jy kyk waar gaan die wêreld heen, as jy kyk byvoorbeeld na die Europese Unie, die besluite wat hulle maak in terme van sustainability, die environmental policy, daai tipe goed wat ons alles beïnvloed. As hulle produkte byvoorbeeld nie meer toelaat nie, hoe effektief, hoe vinnig kan ons alternatiewe produkte registreer sodat ons nog steeds ons landbouprodukte daar kan inkry. En ek dink baie van die aksies kort ook samewerking. Ek dink baie van die uitdagings wat landbou tans mee sit ook buite landbou. Goed soos infrastruktuur, goed soos die hawens. Baie van die kostes bou op na die plaashek. En ek dink dit is belangrik om samewerking te skep buite die bedryf om daai goed aan te spreek wat dan tot die bedryf se voordeel kan wees. Mens kry amper die gevoel die wêreld is half oop vir besigheid en Suid-Afrika het nie 'n verbondenheid aan een spesifieke mark nie. Ek kry half die gevoel ons het die potensiaal en ons is baie lus om besigheid te doen met die res van die wêreld. Hoe sien julle dit? Ja, jy is heeltemal reg. As 'n mens net dink aan die geleentheid in Afrika in. Ek dink ons verstaan die Afrika kontinent en die omgewing baie goed. Ons het van die tegnologieë wat ons so vinnig moes aanpas omdat ons nie direkte ondersteuning ontvang van die regering af. Het ons eintlik fiks geraak in hierdie omgewing wat baie onseker is, en ek dink dis die Afrika omgewing nie, en dit is waar die vinnigste populasiegroei gaan plaasvind, is in Afrika. Asië is 'n groot mark vir ons. Ons is van 'n logistiek oogpunt af baie goed geleë, beter as die Amerikas, Brasilië, Argentinië, is ons nader aan die markte as ons hawens reg kry, groot geleentheid. Ek dink dat daar's baie aspekte rondom hierdie, maar weer eens dit gaan oor fokus en die kombinasie. Ek praat altyd van daar's een bedekte sterkte punt of 'n krag in die Suid-Afrikaanse landbou, en dis goeie sterk bedryfsorganisasies wat help. Ek dink daar's van die regering aspekte wat uitstekend gedoen het en ons moet daarvoor ook krediet gee. Ek dink ons het 'n baie sterk finansiële stelsel, 'n sterk onafhanklike reservebank, ons het sterk finansiële privaat banke, so finansiering is goed. So daar's 'n klomp sterk aspekte waar ons al reeds goed doen. En ek dink waarop 'n mens kan bou, maar daar's natuurlik 'n klomp aspekte veral aan die infrastruktuurkant en aan die regulasies. Tracy het verwys na registrasie van produkte waarmee ons net heeltemal te stadig is en heeltemal in die bus uitval. Ferdy, Tracy, baie dankie. Dankie vir die gesels. Dis altyd lekker om met julle te gesels en te hoor wat gaan in die wêreld aan en hoe lyk die pad vorentoe. Ek het dit nou baie geniet. Baie dankie. Dankie Gerrit. As jy meer wil weet van BFAP se bedrywighede en die waardevolle werk wat hierdie organisasie doen, gaan gerus na hulle webtuiste toe en sien soveel meer van wat in die wêreld aangaan.